steeds besig met 'n reeks oor die leringe van Jesus. En as ons praat van die leringe van Jesus, dan is dit nie voorstelle nie. Jesus never suggested anything. He instructed. Because he knows. En dit is nie vir jou en vir my om dit te probeer argumenteer daaroor nie, of dit te probeer beredeneer nie, of hom te probeer regwys nie, want dis wat ons mos graag doen. Ons wil mos vir God voorskryf hoe hy sy wêreld bedryf. Want ons weet mos nou baie. Ons is soos tieners. Tieners weet alles. Tot hulle self ouers is, dan kom hulle agter, hulle weet eintlik niks. Dis net so. Al die tienerouers stem saam. Nou ja, daai het julle dit. Ons kom uit toe gaan. Dit is geleer. Vanmôre kyk ons na Lukas 21. Daar vanaf vers 5. En toe sommige oor die tempel praat, dat het met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê hy, hierdie ding wat julle sien, daar sal daar kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En dan vra hom en sê, meester, wanneer sal dit dan wees? En wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? Het jy dit al onlangs gehoor? Wanneer gaan hierdie gebeur? En hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie. Daar is 'n antwoord. Pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind. Maar dit is nie dadelik die einde nie. Kom ons bid net weer saam. Here Jesus, ons wil vra dat U vanmôre U woord sal kom oopbreek in ons harte. U weet wat U oorspronklik vir hierdie volk gesê het, en daardie selfde woord wat geïnspireerd was, is nog steeds geïnspireerd, en ons vra dat U dit aan ons harte sal kom oopbreek, dat ons dit sal verstaan en sal kan toepas en daarvolgens lewe. Jesus, ons wil lewe, ons wil nie net bestaan nie. Ons wil nie in twyfel rondloop nie. Ons wil nie met 'n klomp vrae in ons harte en in ons koppe rondloop nie. Ons soek antwoorde. En die antwoorde is net by U te vind. Maar dis gewoonlik die laaste uitweg by baie mense, is om na U toe te gaan. Ons gaan vra eers vriende, ons gaan Google eers antwoorde, en dan kry ons niks nie, dan is ons teleurgestel. In plaas van dat ons die eerste plek na Jesus toe gaan, wat hy geleer het, want wat hy geleer het is weg, waarheid en lewe. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie daarvoor. Amen. Ja, Jesus het baie dinge geleer. As 'n mens deur die Nuwe Testament lees, dan kom jy agter daar's ontsettend baie inligting. En ons is moeilik vir ons om alles op een slag in te neem. Maar soos wat jy daardeur gaan, dan kom jy agter daar's baie diep waarhede, dat wanneer jy gekonfronteer word met vraagstukke, dan kom jy nie goed terug. Want Jesus, dit is die Heilige Gees sal julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. Die Heilige Gees is getrou, en hy sal terugkom na jou toe, en hy sal vir jou herinner aan die goed wat Jesus geleer het. So alles wat jy lees in God se woord is nie verniet nie. Jy onthou nie dalk alles nie. Maar weet jy wat? Hier is 'n stoorplek, waar die Here inligting stoor in sy woord. Want as jy hierdie koppie gaan volmaak met goed wat die wêreld vir jou opdis, dan is dit wat jy eers na te gaan op terugval. En dis wat jy op gaan reageer. Want pastoor so en so het dit gesê. En my vriendin het dit gesê. En Google het daai gesê. En dit werk nie. Dit werk nie. Kom terug na Jesus toe, wat hy geleer het. En dit is nie altyd iets wat jy wil hoor nie. Reg? Dit is nie altyd wat jy wil hoor nie. Jy wil iets anders gehoor het. So hier kom hy met 'n paar vrae. Dat is goed dat mense graag wil weet in die lewe. Dis waarom die woorde soos wat, waar en wie en wanneer in ons woordeskat voorkom.
Ons is mos voortdurend vol vrae. Wat gaan die en waar gaan daai en wanneer gaan daai en so met al hierdie vrae sit ons en ons worstel met hierdie klomp vrae. Die wat, die waar en wanneer en die hoekoms. En in hierdie klompie vrae wat ons vra, dan wag jy. En as jy in God se wagkamer en jy sit en wag vir antwoorde. En jy sit en wag dat hy vir jou kom sê wat is die volgende stap in jou lewe. En dit is nie altyd soos wat jy dit wil hê nie. Jy gaan die antwoorde by hom kry. Selfs die disippels het hierdie vraag gevra toe hulle die tempel bewonder het. Hulle kyk na die pragtige struktuur wat Johannes gebou het. Hy het natuurlik nou na 'n derde poging het hy die tempel pragtig herstel en mooi gebou. En daardie groot indrukwekkende gebou met sy marmer en goud. En dit was 'n wonderlike gebou om te aanskou. En die volk was trots daarop. Dit is mos maar so, as jy iets moois het, dan wil jy graag die almal sien. Kom kyk na hierdie pragtige gebou. En nou kyk hulle na die gebou. En Jesus kom blaas hulle babbel. En sê vir hulle, daar gaan nie een klip op ander gelaat word. Julle sien hierdie pragtige gebou, hy gaan afgebreek word. Hy gaan afgebreek word. Elke klip wat op mekaar gestapel is, gaan afgebreek word. En die hele disippels is verstom. Hoe is dit moontlik? Hierdie is dis ons kerk. Dis waar ons met mekaar kom. Dis waar ons die Here ontvang. En nou gaan dit afgebreek word. En nou vra hulle die vraag, wanneer sal dit wees? Wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? Wanneer gaan dit gebeur? Wanneer gaan hierdie afgebreek word? Wanneer gaan die een klip van die ander een afgebreek word, dat hulle niks gaan verstaan nie? En Jesus begin nie met 'n datum. Gee nie vir hulle 'n datum. Maar gee hulle 'n waarskuwing. En hy onderrig hulle. Terwyl ons in tye van onrus leef, kom Jesus met waarskuwings en hy onderrig ons. Waarsku en hy leer ons. Waarskuwings en hy leer vir ons. Volg maar die patroon van jou eie lewe. As jy regtig op pad met die Here staan, gaan jy vind, daar's tye van waarskuwings en daar's tye van onderrig. En as jy nie die onderrig aanvaar nie, dan geld die waarskuwing nog steeds. En die proses herhaal homself maar net. Waarskuwings en 'n onderrig. Waarskuwings en onderrig. Totdat ons die les leer. Totdat ons die les leer. Vers 5 en 6. Hy sê vir ons, hierdie dinge, wat julle sien, daar sal daar kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word nie, dat nie afgebreek sal word nie. Terwyl die mense hierdie klippe sien Jesus die broosheid van die mense hart. Die disippels vergaap hulle aan hierdie wonderlike gebou. As asof hulle die gebou aanbid het. En Jesus sien die broosheid van hulle harte. Die wanbalans in hulle waardesisteem. Hulle sien die gebou. En as Jesus hulle sê, ouens, julle kyk verkeerd. Dis nie die gebou nie. Hy gaan afgebreek word. Daar gaan niks van oorbly nie. Dis 'n waarskuwing. Mense kyk na die grootsheid en die glorie van al die mooi. En God kyk en hy sien diepte in ons lewens en hy sien goed raak wat ek en jy nie altyd wil raak sien. Waarskuwing en hy onderrig ons. God het die ewigheidsperspektief wat soms by ons ontbreek. Ons wil die hier en nou hê. Lord bless me here and now. No, you're not ready for it. No, it's not for you. It's not meant for you. Of wat kan die antwoord maar wees? Want sy elkeen is die antwoord anders. God se toekomsperspektief, hy sien in jou en my lewe en hy weet wat hier binne aangaan. Hy weet waar jy in jou op pad is. Hy weet wat is jou motiewe. Hy weet wat is jou prioriteite. Hy weet wat is jou ingesteldheid. En op grond daarvan is jou gebede nie altyd beantwoord nie. Dan
kan jy maar die wie waar en wanneer vra, en dit gaan net wees, moenie mislei word nie. Moenie mislei word met hierdie vooropgestelde idees van jou nie. Wanneer ons die Here se aangesig soek, is dit altyd vir ons geluk, of is vir sy glorie? Gaan dit oor my, of gaan dit oor sy heerlikheid? Is dit nie so nie? Sien, wanneer ons die Here vra vir iets, no, I just want to be happy. Oh, I just want to be happy. Oh, Lord, bless me. Wat is oor my? Everything's about me, myself, and very little about His glory. Wat is oor my? Kyk die tempel, wow! Ek gaan gebleek. Here, kyk my mooi kar. Ek gaan uitraak. Ek mag het ons smash. Kyk my mooi huis, kyk my mooi tuin. Ons is gaan dit neem. Dis tydelik. Ek weet ons wil graag alles om ons mooi hê. Dis maar ons ingesteldheid. Ons wil alles om ons mooi hê. Maar die probleem daarmee is ons ingesteldheid. Ek kom maar rond daar op my nuwe blombedding. As ek pries. Maar sê, tydelik. Ek is klaar. En die Here is besig om my 'n les te leer. En ek wil nie die les leer nie. Daar kom mense in jou lewe in. Daar kom mense in jou lewe in, wat jy nie daar wil hê nie. But God sent them. To teach you something. En dis nie wat ons wil hê nie. Here, vat hierdie mense weg. Daar gaan bly. Daar gaan bly tot jy die les leer. God sien die ewigheidsperspektief. Jy sien dit nie raak nie. Hy wil jou iets leer. Dis waarom ek in jou lewens maak. As twee mense in jou lewe. God stuur mense in jou lewe in om jou iets te leer en ons mis dit in die meeste van die lewe. En mis dit. En hy dink blinde lesse. Die les kom oor en oor en oor na my kant. God het ewigheidsperspektief. Is dit vir my geluk of is dit sy heerlikheid? Waaroor gaan dit vir jou? My geluk of sy heerlikheid? Wat vir ons permanent lyk, wat vir ons lyk soos, wow, is tydelik. Is net tydelik. God se koninkryk rus nie op mense se strukture en geboue en prestasies nie, maar op sy lewende teenwoordigheid in jou lewe. God's presence makes the difference. It's not about a program. It's about His presence. Soms kom mense hier na toe, jy moet 'n program wees. Wow, so'n program ons wil vermaak word. It's not about entertainment. This is not entertainment. Hier is nie vir vermaak nie. Hier is om sy teenwoordigheid te koester in ons lewe en uitgegaan en toegerus te wees as ons in ons wêreld ingaan. Want die dag as ons kan vermaak, dan mis ons die prentjie heeltemal. Ons is nie hier om te vermaak nie, regtig. Ons om God se woord oor te dra, dat ons geleer en toegerus kan word. Ons nie anders nie, ons moet doodstop. Een toerist besoek jy nog daar 'n kathedraal in Europa. Die toergids vat hulle deur die kathedraal en hulle kyk na die wonderlike kathedraal en iemand vra die toergids, sê my, hoe lank het hulle gebou in hierdie kathedraal? En die gids sê toe nou met trots, al 300 jaar aan hierdie kathedraal gebou. 300 jaar aan hom gebou. Die toerist sê toe vir hom in 'n oorlog en in 'n oomblik op die plat geskiet en is niks van hom. Hy wou nie dit hoor nie. Hy wil spog met hierdie pragtige kathedraal wat 300 jaar gaan nog om te bly. Sien, hier is dis om ons mense se ingesteldheid. Ons kyk na die tydelike, ons sien nie die permanente, ons sien nie die ewigheidsperspektief soos wat God dit sien nie. So Jesus sien verder as wat ons sien.
Hy weet meer as wat ek en jy weet. Ja. Jesus sien verder as wat ek en jy sien. En hy weet meer as wat ons weet. Die tweede ding is, nou waarsku Jesus ons teen misleiding. Wanneer sal dit wees? Pas op, dat jy nie mislei word. Hy gee nie 'n datum nie. Hy antwoord nie die vraag nie. Hy weet wat hulle moet hoor, nie wat hulle wil hoor nie. En wat hulle moet hoor is, moenie mislei word nie. Jy word so maklik meegesleer deur die glamour. Pas op, moenie daardeur mislei word nie. Dis tydelik. Dis opmerklik hoe die duiwel die moderne Christen mislei met halwe waarhede. As met die pragtige geboue, met die lieflike tuine, die dominee en die pastoor met die beste karre. Ja, Jeremy. Sien, ons kyk na die tydelike goed. Ons is so mislei daardeur. En ons word opgedis, maar jy's God se kind, en God se kinders moet mooi aantrek, en God se kinders moet die beste hê. Dit was nooit Jesus se waardesysteem gewees nie. Hallo. Hy sê ek het nie 'n klip vir kussing nie. Nou kon dit gate wel, ek het niks. Ek het nie daai goed. Dis die seun van God wat so praat. Maar ons word mislei deur te sê ons moet al hierdie glamorous goed hê. Dit moet mooi wees, al die goed. Dis lekker jy om skoon en mooi alles om jou te hê. Dit is so, ek stem saam. Maar pas op dat jy nie mislei word nie. Want ons word mislei met halwe waarhede. Die duiwel kom in die woestyn toe Jesus gevas het en hy's vir 40 dae in die woestyn. Die duiwel kom en hy sê, jy gaan hier in die moeilike tyd. En ek lees dit tussen die lyne deur. Val net neer en aanbid my. Ek kyk na al die koninkryke. Is aan my gegee en ek kan dit gee aan wie ek wil. Val net neer en aanbid my en ek gee dit vir jou. Gaan werk met my. Die versoeking is geweldig vir ons in ons tyd vandag. Kom werk vir my, ek gaan jou so salaris gee, en jy gaan hierdie wonderlike salaris kry, en jy het nie 'n tyd vir jouself en jou familie nie. Want jy was mislei gewees met die glamour van die verskriklike salaris, en ek het nie meer 'n lewe nie. Hallo, kom aan, ons almal se gelag. Ja, gaan meer geld, meer geld, meer geld, meer geld, meer geld, meer geld. Wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Konsentreer het nie genoeg. Dit is nie genoeg. Ons so meer. En hy is ook so skuld. Kom eens dan. En my kinders ook op onderrig. Jesus waarsku ons teen die misleiding wat daar is. Pas op! Pas op dat jy nie mislei word nie. Sê vir my net gou vanmôre hierso, jy hoef nie hand op te steek nie. Hoeveel van julle het aansoek gedoen vir 'n nuwe werk met meer geld en jy het dit gekry en jy is baie bly daaroor? Hoeveel daarvoor het jy gebid daarvoor voordat jy die werk het? Jy gebid en gevra, Here, wys vir my, is hierdie die regte job? Wie sê eerlik? Nee, ons skiet vir 'n job. Baie. Maar jy het nie 'n sekonde tyd vir jouself nie. Hulle sluk jou in. Sluk jou in. En jy is mislei. Weet jy dan? Jy het jouself aangestel. En jy die inligting ingestap sonder om die Here te vra. Here, wys vir my, is dit die regte job vir my? Moet ek dit vat? Maar ons kyk na die glamour. Ek gaan nou 'n ander kar koop, 'n groter huis koop, my skure afbreek, my groter skure bou, al my oeste in te bring. Ja, die plaas, jy weet, in 'n nag kan al die goed van jou afgespeel. Jesus antwoord. Jesus antwoord. Dwaas. Wat hoef jy iemand te sê? Dwaas. In een nag kan al die goed van jou afval. Jesus kyk met ewigheidsperspektief. Nie tydelik. Moenie mislei word nie.
is 'n tyd waar mense agter die glamour aanhardloop. Ons gister, toen met ons manne bijeenkomst, die gesels oor as hierdie moderne profete en apostels en so aan. En in hulle bediening sê hulle, jy moet saai in my bediening, saai in my bediening, saai in my bediening. Hoor jy wat ek? My bediening. Sê Jesus se bediening. Kom saai in my bediening, want ek wil my nog 'n jet koop. Kom saai in my bediening, want ek wil my nog 'n plaas koop. Kom saai in my bediening, want dan sit nie meer Jesus se bediening. Luister mooi na hierdie ouens. Luister mooi na hierdie ouens. Wanneer dit nie meer Jesus is nie, pas op dat jy mislei word. Pas op dat jy nie mislei word nie. Gaan nie agter hulle aan nie. Nie wanneer nie. Maar sê wie? Ons weet nie gekyk het aan die vroukie wat haar minstukkies daar in die kussie kom gooi het. Dis nie wat sy ingegooi het nie. Dis vir wie dit sy te doen het. Dis die wie, nie die wat nie. En dis waar ek en jy kopskyf moet maak in ons eie lewens. Het gaan nie oor die wat nie, het gaan nie oor die wanneer nie, het gaan oor die wie. Oor Jesus. Het gaan oor sy heerlikheid. Moenie die tekens aanbid nie. Moenie die glamour aanbid nie. Of najaag nie. Dis nie dat ons aanbid nie, maar onwillekeurig jaag mense die goed en lang. Dit is nou mense, ons word so ingesluk daarin. Hy is nog steeds Immanuel. Hy is nog steeds God met ons. Met ons, by hom. Hy wil by jou wees. Hy wil in jou wees om vir jou te lei in die weg en die waarheid. Hy wil. Hy is nog steeds Immanuel. Al gaan jy deur moeilike tye. Al gaan jy deur stormagtige tye. Al gaan dit hoe woes in jou lewe. Seer tye, moeilike tye. Hy is nog steeds Immanuel. Jesus het nog nooit van sy posisie as koning en Here abdikeer nie. Hy is nog steeds. Hy is nog steeds. Hy woon nie in tempels met hande gemaak nie. Daai struktuur wat hulle so na gekyk het, wow, marmer en goud. Gaan hom op. Dit was die tempel. Ons praat ons van kerk toe, ons van kerk toe. Kerk is ek en jy. Selfs jy stap so niks toe. 1 Korintiërs 3. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God sken, sal God hom sken. Want die tempel van God is heilig en dit is julle. Ek en jy is God se tempel. Hulle kan nie die baksteen gebou maar afbreek. Kan nik verskil maak nie. En ek weet hier in die Afrika en lande en baie lande word kerke nou in Nigeria, die kerke word teen aan die ander afgebrand. Jy kan die gebou maar vat. Maar jy weet wat? Is God se Gees in jou woon, sy kerk. Die tempel van God is julle. Jy kan onder 'n mangoboom gaan sit en aanbid. Dis kerk. Die struktuur is sy teenwoordigheid wat die verskil. Hy maak die verskil. Ons kan nie probeer om 'n atmosfeer te skep met musiek en al die tipe van goeders, maar as hy nie hier is nie, is dit te vergeefs. Totaal en al te vergeefs. As hy teenwoordigheid nie hier is nie, dan help dit nie ons kom hier met mekaar nie. Ek en jy is die tempel van God se Gees. Hy woon in ons. Nie met hande gemaak nie. Ek en jy is God se tempel. En as iemand daai tempel sken, pas op, as 'n groot waarskuwing. Hoe maak ek sken ons God se tempel? Deur iemand anders te kritiseer, sleg te sê, sleg te praat oor. Ons is na God se beeld geskaap. Dink jy, al 8 biljoen op hierdie planeet is God se beeld geskaap. Dis nie wat ons hoor nie. Dis nie wat ons hoor nie. Pas op dat jy nie mislei word nie. Wat sien as ek God se tempel skenk? Skenk dit was heilig wat heilig is, hy het geskaap. Hy het geskaap. Hy het gesterf vir mense nie gebou nie. Hy het gesterf vir mense nie vir die tempel. Gesterf vir mense nie. En ek
dat vanmôre Jesus roep ons tot 'n kalm geloof te midde van ons. Kalm geloof in hom. Wanneer jy hoor van oorloë, opstande, moenie skrik nie. Dit gaan gebeur, ja, dit gebeur nou al vir die afgelope jare. Eerste wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog, maar plaas van die Derde Wêreldoorlog. Dat kan maar hoor. Moenie skrik nie. Moenie skrik nie. Hierdie dinge moet gebeur. Dit is deel van die geskiedenis van 'n gevalle wêreld. Maar dit is nie dadelik die einde nie. Dit is nog nie die einde nie. Daar's nog baie tyd voor. Baie lewe om te leef. Ons klein kinders sien groot word. Reg? Ons klein kinders sien getroud, gelukkig. Ja. Kaptein op die CSV sê vir sy bemanning in 'n tyd is 'n geweldige storm. Die see mag wild wees, maar die kompas het nie verander nie. Die lewe kan hoe woes wees, but God has not changed. Still the same. Yesterday, today, and forever. Sy self. Hy het nog nooit verander nie. Ons leef nie in spekulasie nie. Ons leef nie in wonder. Moenie dit mislei. Moenie mislei word. As Immanuel God by jou is, het jy niks meer nodig. Dis so. Maar dit is nie wat ons wil hoor nie. Ek wil sekuriteitswagte om my heen. Beskerming hê. Al die goede om my heen. Ja, maar seker maar goed. Dit ons nie. Maar Immanuel God se teenwoordigheid dis nie vir ons al die antwoorde. Sê dit ons wil hoor nie. Maar hy is nog dieselfde. Hy kom pas op nooit verander. Sy plan vir jou lewe het nog nooit verander. Sy wil vir jou het ook nog nooit verander. Maar jy gaan by hom moet sit en saam om moet stap en saam om moet lewe sodat jy kan weet wat sy plan en wil en vir jou is. En as sommige dit mis, jy het iets oor en oor en oor skryf. Gaan nie oor om 'n kalender te lees nie. Gaan oor ons lewens skoon te hou. Rein, vlekkeloos en onberisplik. 2025 gaan uitloop, 2026 gaan kom. 2027 gaan, 2030 gaan. Ek weet nie, niemand van ons weet. Daar is spekulasies oor. Maar moenie mislei word nie. Kyk nie na die kalender nie. Kyk na die koning. Hy lei vir ons. Die wanneer, hy sê ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan wegneem nie, waar jy af. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan wegneem nie. Wat is die kroon wat ek van praat? Kroon van verlossing. Wat is wat beteken? In Openbaring 5. Jesus die getrou getuie, die eerstgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en krag in alle ewigheid. Amen. Hy het ons gemaak konings en priesters om die eers. Gaan nie oor die eers nie. Hy het ons in 'n posisie geplaas as konings en priesters om leierskap te neem en leiding te neem daar waar jy is. In jou eie huis, op die werksplek. Het ons aangestel om ons koningspriesters te wees. En die agternoem is in alle Christen nie. Ons is aangestel om te heers. Geestelik te heers. En sy koninkryk moet jou voorstel aan ons wêreld om nie wil ken nie. Hy het gesê, jy gaan weer almal gehaat word. Terwille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered. Gaan weer vasbou. Nie mislei word. Jesus is nog steeds koning in die Here. Hy sien verder as ons sien. Waar is die misleiding? En hy roep ons tot 'n kalm geloof en rustig. Ontspan. Wees rustig. Op stres. Niet op stres. Raak rustig. Wat is jou omstandighede hoe? Rus in hom. Rustig. As jy nou voor nagmaal gebruik,
dat hy is nog steeds in beheer in jou lewe. Dis 'n genademiddel of ons dit elke keer ons het gebruik. Elke keer ons het gebruik. Verklaar ons daardeur Jesus is koning in my lewe. En hy sê vir ons, hier is 'n nuwe verbond in my bloed. 'n nuwe verbondsverhouding wat hy met jou sluit. In sy bloed. Hy is in ons en by ons en met ons en vir ons. Hy is nie alleen. Maar ons het gebruik, dan doen ons dit tot eer van hom. Ons dink aan hom, die hom eer. Jy bevestig dit vanmorgen. Jesus, you are Lord of my life. Jesus, you're Lord of my family's life. Jesus, you're Lord of my job. Jesus, you're Lord of everything. Hy is. Daarom wil ons bid vanmorgen, Jesus, wanneer ons hierdie elemente gaan gebruik, dat ons daai diepe sekerheid in ons harte sal bevestig. Jesus, U heers in my lewe. U is in beheer. U is in beheer. Dankie, dankie Jesus, dankie. Ek wil vir jou nooi vanmorgen om saam met ons die nagmaal te gebruik. As jy 'n gelowige kind van God is, dan mag jy saam met ons gebruik. En as jy weet, daar's iets in jou lewe nie reg nie, waar jy weet, daar's sonde in jou lewe, kan jy dit nou bely. Daar waar jy sit, sê die Here, vergewe my, regtig, dankie vir die bloed, reinig, wat skoon was, bely net vir hom, dis jammer oor, ook nie net ek het elke week maar my sonde bely, en ek maar nie verstaan nie, stek elke week gekom om my venster in jou huis toe, vind ek te gooi, en dan dat het nie meer gelukkig mee wees nie. So vir hoe lang jy nou bely, kry klaar met jou lewe, kry klaar met sonde. Hoef jy aan te hou en ander aan te hou. Ons kry klaar met jou lewe. En Jesus.